Ok, Hebreërs 4 vers 12. Ek wil vanmôre met ons deel oor die onverdeelde hart. Die onverdeelde hart. Nou maak gou so en sê vir die ou langs jou, hierdie preek is belangrik. Wollie, hierdie preek is belangrik. Wel, Annette, is goed om jou ookie te sien, hoor. Ek jou nou hier gesien kry, dit is wonderlik. Sy was nou vir 'n lang tyd baie gestruggle in haar liggaam. En sy is vanmôre met ons. Ok, ek gaan nou Hebreërs 4 vers 12 vir u lees. Ek wil praat net oor die onverdeelde hart. My broeder en suster, ek wil tog vanmôre vir u sê van my kant af. Paulus sê, ek het nou hier daaraan gedink voor kerk. Paulus sê, ons, wat is die Engels woord wat hy gebruik? Ons dryf nie handel met die woord nie. Ons dryf nie handel met die woord nie. So ek het nou nie enige ander motief. Hoekom ek dit sê wat ek nou gaan sê nie. Ek het nie 'n boek wat ek moet verkoop nie. Wat ek geskryf het of enige ietsie, maar ek wil vir jou sê hierdie woord is die sleutel waaraan ons Christelike lewe hang. Ek sê dit want ek kan dit met vrymoedigheid sê. Jy gaan nou sien vanmôre as jy hierdie merismos, hierdie skeiding tussen siel en gees. Jy weet dit is so interessant dat hy dit vir Abraham wys rondom sy erfenis. En dat Hebreërs 4 vers 12 kom en verwys na dieselfde ding. En dan gaan haal jy die draad so uit die skrif uit. Nou goed, let nog mooi op vanoggend. Loop saam met my. Want ek weet hierdie is die woord en die kruks waaraan ons lewe hang. Ek sien te veel hoe kinders van die Here nie weerspieël wat in die woord van ons gevra word nie. Ek sien te veel hoe kinders van die Here amper verloor en uitloos en goed. En nie die vrug dra wat God van ons verwag nie. Ek sien die goed en ek weet die rede is omdat kinders van die Here nie hierdie ding van siel, gees en liggaam snap nie. En geleer is nie. Ons is net 'n pat, toe ons gedoop is, ons 'n pat op die rug gegee en ons het die ou het vir ons gesê, go for it broer. Nou, en vandaar moet jy maar jou eie paadjie soek. Nou kom die woord en leer ons en bring skeiding tussen siel en gees. Dat jy kan weet hoe om, en nou luister nou mooi, my tema is die onverdeelde hart. God bring skeiding, tussen siel en gees, soos daai dele van Abraham, bring hy skeiding sodat jy dit weer by mekaar kan sit nadat jy dit hanteer het en jy 'n onverdeelde hart kan hê. God does not want you to be a house divided against itself. God wil nie hê jy moet leef met die stryd tussen siel en gees binne in jou, dat daar gedurende gejockey word vir position van die twee om die sê in jou lewe te hê nie. God soek dit nie. Maar daarom is daar die skeiding sodat ek en jy kan deel met dit wat fout is, sodat ons 'n onverdeelde hart kan hê. Kom ons gaan gou vinnig vir my na Psalm 86 vers 11. Dis die heel laaste slide. As jy hom op die slides wil opsoek of net via die ander program wil gee. Psalm 86 vers 11. Kyk net hierso. Hier daar's 'n skrif wat sê he taught Moses, he showed the people of Israel his deeds, but to Moses he showed his ways. Die weë van die Here, hoe God dink, hoe hy werk en so aan, was nie beskore vir hulle nie, want hulle is vandag geplease en môre moan hulle weer. Hulle het absoluut in die sielslewe gelewe. Nou kyk nou Psalm 86, leer my Here u weg, ek sal in die waarheid wandel. Kyk hierso, verenig my hart, give me an undivided heart. Ok, nou goed, ek dink ek gaan, ek wou bietjie net hersiening gedoen het van die pad wat ons gekom het, maar ek voel ek gaan nou direk in dit wat ek wil doen. Luister hierso, ek het vir die weer 'n aanhaling of 2 uit die boekie wat ek bestudeer, wat iemand geskryf het hieroor.
slide 21. Kom ons kyk bietjie na die hart van die mens. En ek wil hê jy moet my redenasie vang, verstaan waarvandaan dit kom. When the word of God comes, it always brings with it revelation. Next, the word moves into a position for transfiguration. Once you have changed and altered your lifestyle, you are brought into the manifestation of that word. A place where the word becomes flesh or a way of life. Sê gou way of life. Ander woorde, die woord kom en hy bring revelation, iets gaan vir jou oop. Dan verwag hy dat jy iets daaraan gaan doen en verandering bring. Dit is transfiguration. Ons gaan later na al hierdie goed kyk. En dan, na transfiguration, dan moet daar manifestation kom, wat ek en jy, wat die woord in en deur ons vlees word. Onthou julle, ons het laasweek gepraat van, dan moet jou optrede verander. Ons het die vraag gevra, wat is die redding van die siel? Toe sê ons, dis die inberg van die woord, die inplanting van die woord, tot op so 'n plek, wat dit jou gedrag begin verander. Ok, so, dit bring revelation, transfiguration, en dan manifestation. Met ander woorde, wanneer manifestation kom, wanneer ons hierdie woord begin uitleef, dan word die skrif waar wat sê, ons, soos hy is, so is ons in hierdie wêreld. Né? So sal ons as die seuns van God gereveal word, hulle wat soos hy lyk en soos hy is, en aan sy beeld gelykvormig word. Alright, ek het laasweek vir u gesê, creation is not waiting for Christ. Creation is waiting for the manifestation, daar sê, of the sons of God. As daar, sê nou maar 'n paar miljoen of 100 miljoen sons of God kan wees op die aarde, wat hom kan manifest, that can speak to the storm, that can rule over creation, dan is dit die groter werke wat hy van gepraat het, is dit nie? Moet daar een Christus wees, of moet daar 1 miljoen wees, wat een is die beste? Jy sien, maar die probleem is, die sogenaamde sons of God wil net hemel toe voeter. Waarvoor wil jy hemel toe gaan as ons hierdie job moet doen? Jy kan na hemel toe gaan as jy wil. Skryf net so nou vir my 'n SMS, of so iets. Maar jy verstaan wat ek bedoel, dis die mentaliteit wat ons aangekweek het, en ons is heeltemal oneffektief. Heeltemal oneffektief. Each of these stages is a progressive step encountered in the Christian life. Nou luister nou mooi, luister na hierdie sin. We are to be thankful for all the gifts, signs, wonders, manifestations of the Holy Spirit in our lives. But they have nothing to do with our character or with understanding the ways of God. Hoor jy wat ek sê? Die gifts en al hierdie signs en wonders, al hierdie nice goed, vorm nie ons karakter nie. Dis nie deel van die manifestation of the sons of God nie. Dit gaan ons nie soos hy maak nie. We must learn the way he is and the way he operates. Ok, nou goed. Kom nou saam met my. Nou die hart van die mens. Ons praat oor die hart en dan gaan ek na die onverdeelde hart toe. Die hart van die mens is baie mense sal vir jou sê, en dis maar van gebruik en hoor en so, baie mense sal vir jou sê, die hart van die mens is die gees van die mens. Nou, uit die woord van die Here uit, kom ons kyk bietjie, wat sê hy? Die woord van die Here gebruik 2 verskillende woorde. Die Griekse woord vir gees, het ek vir julle alreeds gesê, is pneuma, P-N-E-U-M-A, soos pneumatics, daai blaas, dis waarvan dit kom. Gees is pneuma, en die woord vir hart is cardia, dit ken jy seker, né? Kardioloog, of wat ook al. Cardia is die Griekse woord vir hart. Met ander woorde, dis verskillende woorde, en in die Ou Testament is dit presies dieselfde. Nou, die hart van die mens is die middelpunt, dit lees ons in die Bybel, dis baie waar, dis die kern van 'n mens. Maar kom ons kyk, wat is die komponente
waaruit die hart bestaan. En as jy mooi, ek wil jy moet dit baie mooi oplet, as jy die hart in die Bybel gaan bestudeer, dan is dit die siel en die gees. Die siel en die gees. Ok, en ek gaan jou wys. Dan is dit die siel en die gees. Dis die komponente waaruit die hart bestaan. Wanneer jy wedergebore word, ondergaan jy 'n onmiddellike geboorte in die geesmens. Maar nou sê die Bybel, jy kan in jou hart twyfel. Ok, jy kan in jou hart twyfel. Markus 11:23, voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op, werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie. Nie in sy hart twyfel nie. Nou wil ek vir u die vraag vra, as jy in jou hart twyfel, is dit in jou gees, of is dit in jou siel? Met ander woorde, as jy sê die hart is die gees, en jou gees is wedergebore, dan kan jy nie in jou gees twyfel nie, dis in jou siel waar die twyfel lê. En ek gaan vanmôre wys wat se funksies lê in die siel. Baie van die goed is in die woord opgeteken. Matteus 12 en dan Jakobus 3 vers 11. Lees gee op my die volgende slide. Kyk hier opskrifte daar, die verse waaruit hierdie uitkom. Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn. Die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge tevoorskyn. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking, vars en bitter water. Die Engels sê sweet and bitter water, is interessant. Vars en bitter water uit dieselfde mond. 1 Petrus 1:23, julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Nou vra ek die vraag, kom hierdie dinge, hierdie slegte dinge, kom dit uit die hart van wedergebore mense? Ja, die antwoord is ja, die skrif sê so. Maar dit kom nie vanuit hulle gees nie. Ek wil baie nou oplet. Dit is onmoontlik vir kwaad of slegte dinge, vervloeking, cursing wat hy hier genoem het, om vanuit 'n gees te kom wat gebore is uit onverganklike saad, wat lewend is en tot in ewigheid bly. Dit is onmoontlik. Johannes sê dit, hy sê ons kan nie sondig nie. Dis die goed waarna hy verwys, né? Die vervloeking, die cursing en die bitterwater kom nie uit my gees uit nie, maar uit die sielsgedeelte van my hart. Uit die sielgedeelte van my hart. Daarom kan jy nou verstaan hoekom ek sê die woord van God wil skeiding bring tussen siel en gees. Dat jy kan sien, hierdie goed is sielsgoed, ek moet hierdie goed korrek. Hoe korrek ek dit deur die ingeplante woord? Amen. Selfs die wil van God kan jy uit jou siel uit doen. En ek wil gou hier na kyk. Efesiërs 6 vers 6. Nie met oë dien soos mense behaars nie. Ek ken seker die skrif goed. Slide 29. Nie met oë dien soos mense behaars nie, maar soos diensknegte van God, wat die wil van God van harte doen. Die Engels sê dit, hy sê doing the will of God from the heart. En die hart, daar is die woord soegai. Hoor nou mooi, ek het nou gesê hart is die Griekse woord kardia, maar hierso gebruik Paulus soegai. Soegai is die woord vir siel, onthou jy? Sielkunde, psychology, PSY. En hierdie soegai spel jy PSUCHI. Vanuit die soegai uit, that doing the will of God from the soul, met ander woorde. Die een vertaling sê selfs from the mind. Baie interessant. So met ander woorde, waar ontvang ons die wil van God? Ons ontvang dit in ons gees. Ok, van waar doen ons die wil van God? Vanuit ons hart, die sielsgedeelte. Ons ontvang die wil van God in ons gees, ons doen dit vanuit ons siel, of die hart, wat hier die Griekse woord vir siel is. Nou, kyk gou hierdie stelling, en ek wil jy moet baie kap gou weer so een. So if you are going to be a doer of the word, the soul man is going to have to cooperate. Ek gaan 'n amen kry.
And the only way he will cooperate is to get him saved with the engrafted word. Enigste manier hoe die siel gaan saamwerk is deur die ingeplante woord moet hy gered word. As jy 'n dader van die woord, dis hoekom Jakobus sê, hy sê man, as ons is baie keer soos 'n ou wat in 'n spieël kyk en wegloop en vergeet hoe hy gelyk. Hy sê ons bedrieg onsself, ons mors ons tyd. As ons nie diep kan insien nie, as ons nie daders van die woord kan word nie, as jy 'n dader van die woord wil word, sal jou siel moet leer om saam te werk. Jy sal hom moet in orde kry. En luister mooi, ouens, siel het te doen met wil, denke, emosies, karakter, nie karakter in die sin van die goeie wat ons van praat nie, maar persoonlikheid sê nou maar. Né, daai goed. Dis die goed waar siel inkom. OK. Wanneer God korreksie en tugtiging bring, is dit gerig op die siel van die mens. God bring korreksie na jou siel toe. Die gees is in onderdanigheid aan God en in harmonie met God. Die probleem is die siel. En dit is die deel van 'n mens waar God korreksie bring. Kyk gou Hebreërs 12. En julle het die vermaaning heeltemal vergeet wat tot julle as seun spreek. Nou ek wil hê jy moet oplet daai woorde wat in bold is asseblief. My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie. Gering ag het die Engels despise. OK, dis belangrik. Gering ag en beswyk nie, vind, as jy deur hom bestraf word nie. As julle die tugtiging verdra, endure, né? Behandel God julle as seuns, want watter seun is daar wat die Vader nie tugtig nie? Ander woorde, kyk gou op my die volgende aanhaling. Hierdie 3 woorde, gering ag, beswyk en verdra, né? Despise, find en endure, deel almal met die area van die siel. Hoekom sê ek dit? Kyk Hebreërs 12 vers 3. Want julle moet ag gee op hom wat so teespraak van die sondaars teen hom verdra het. Daar's endure, sodat julle in jul siele nie vermoeid word, be wearied, en verslap nie, find. Daar's 2 van die 3. So teespraak teen hom moet julle ag gee op hom wat so teespraak verdra het, sodat julle nie weary word en find nie. Find in dieselfde woorde. Nou, ek gee op my die volgende stelling. Dis in die siel van die mens waar jy vermoeid word, where you get wearied, waar jy verslap, of goed despise, of endure of nie endure nie. Ouens, dink net gou, los my daai stelling gou daar. Dink net hier aan. Ek wil hê jy moet graag dit toepas op ons lewe vandag. Dis in die siel van die mens waar jy vermoeid word. Hoeveel mense het al vermoeid geword en langs die pad gaan sit? Hoeveel mense sit vermoeid langs die pad vanmôre en stel nie meer belang om saam te loop nie? Hoekom? Hulle het vermoeid geword. Why? Because their soul was never addressed. Hoor julle wat ek sê? So hulle het hierdie heeltyd was dit hierdie house divided against itself as hulle wedergebore is. En nou sê Jesus, hierdie huis gaan nie staan nie. En een of ander tyd in daai persoon se lewe val sy huis in mekaar. En wat gebeur? Hy gaan weg van die Here af en baie keer het hy vinger om te wys en hy kan almal uitwys wat fout is en so aan. Die probleem is sy siel was nooit adres nie. En sorry gou, miskien is dit die ou wat hier bo staan se fout want hy's dit dalk nooit geleer nie. Hoor julle wat ek sê? So ek sê nou nie, ek wys nou nie vingers nie, want ons almal kan vinger wys na almal toe. Maar dis net hartseer dat ons nie hierdie goed vir mense leer nie. In die kerk vandag gaan dit oor hoe hoog jy kan hopskiep en jump, of dit gaan oor hoeveel geld jy kan gee, of wat ook al tel. Maar niemand waak oor mense se siele nie. So as ek vir jou die dag vra, is jy nog alright? Dan moet jy weet waarheen ek afstuur. Ek sê nou eendag vir Karen, ek kom onmiddellik agter,
as ouens teenoor my verander. OK. Nou ek wil jou nou nie laat wonder nie, ek wil jou aandag by my hê vir die res van die preek. Maar daar's 'n sekere ou wat my vermy. Jy hoef nie my eyes te follow nie, ek gaan niks weggee nie. Maar jy verstaan wat ek bedoel, sulke goed kom ek agter. Ouens is net nie meer lekker met my nie, hy het nie vrymoedigheid, my hoekom, dan weet ek iets in hierdie ou se lewe is besig om van die spoor af te raak. Want ek het die grace ontvang om na jou siel te kyk, en ander saam met my. Sê gou ja pastoor, dit is so. Ons bely pastoor, ons vra soms om verskoning pastoor. Of sê vir hom so. As jy my dak en dive, dan maak jy my bekommerd. Hey, ons is almal maar net mense. Die een ding van die siel, die spesialiteit van die siel is, toe hy geopenbaar is, toe sy naaktheid geopenbaar is, die eerste ding wat hy doen is, hy traai homself beskerm. En hy traai homself cover. En hy bou vir hom 'n gordyn van vye blare, in plaas van om te val op die rots. Ons gaan nou daarby kom. Dis in jou siel waar jy vermoeid word, verslap, despise of kan endure, of nie kan endure nie. Dis sielsfunksies, en daar's so baie mense wat ongelukkig vandag nie meer saam met die Here loop nie. Nou, kom ons praat oor die onverdeelde hart. Die onverdeelde hart. Jesegiel 36, vers 25. Dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word van al julle onreinhede, al julle drekgode sal ek julle reinig. Ek sal 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. Ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Jesegiel 11. En ek sal hulle een hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit hulle vlees verwyder en hulle hart van vlees gee, sodat hulle in my insettinge kan wandel en my verordeninge kan hou en dit doen. En hulle sal vir my 'n volk wees en ek sal vir hulle God wees. Nou, wat se hart wil God ons gee? Luister mooi, wat se hart wil God vir jou gee? 'n nuwe hart en een hart. Een hart. 'n verenigde hart, 'n onverdeelde hart, 'n nuwe hart en een hart. Die oomblik toe jy wedergebore is jy verdeel. Né? Want Christus bring skeiding. Jy het 'n huis geword wat teen homself verdeeld is. Aan die een kant jou liefde vir Jesus, aan die ander kant jou liefde vir self, die eie ek, al die ander goed, jou begeertes, aspirasies vir die dinge daarbo en aspirasies vir die dinge hier op aarde. Né? Jy het verdeeld, word house divided against itself. En wat sal gebeur as die huis teen homself verdeeld bly? Dit sal val. Is dit reg so? Okay, luister hierso. The whole purpose of this teaching is to keep you from falling. To help you get your soul dealt with by God and brought back into union with your spirit, making you of one heart. Ja, so weet jy, ek is so spyt, ek is nooit die goed geleer toe ek 'n jong kind van God was. Ek wil dit weer lees. The whole purpose of this teaching is to keep you from falling, to help you get your soul dealt with by God. En dit het ons al gekyk na die implanted word, né? And brought back into union with your spirit. God wil jou gees en jou siel een hart, hy wil jou een hart gee, 'n onverdeelde hart, making you of one heart.
Sê gou 'n bietjie hardop en ek wil dit ook sê. Dankie Here dat ek hierdie woord kan hoor. Want dis die woord wat ons lewe gaan red. It's by your perseverance that you must save your life. Onthou julle daai skrif? Lukas 19:11 is dit? God wil die hart van klip, stony heart, soos die Engels sê. God wil die hart van klip uithaal. Die rebellie, die ongehoorsaamheid, die hardheid. Al daai goed. Jou onvriendelikheid, jou bevoeterdheid, jou mislikheid. Die Bybel sê, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Hallo, as God naby jou is, behoort jy vriendelik te wees. Want ek dink as jy onvriendelik raak en bewolk raak, dan gaan staan die Here daar aan die kant die heining. Maar jy sien, dis hierdie persoonlikheidseienskappe, wat definitief nie 'n manifestation of God is nie. Dis hoekom jou gees in beheer moet wees. Alright, God wil die hart van klip uithaal, rebellie, ongehoorsaamheid, hardheid. Amelia, julle het nou gehoor wat Amelia laasweek van gepraat het, goed. En so aan. He does not want you to have inward conflict and struggle and jockeying for position and control between the spirit and soul. Hy wil jou nie hê met hierdie innerlike stryd jou hele lewe lank nie. He wants you to be flexible, pliable, sensitive, submissive and obedient. Kan ek dit weer lees? He wants you to be flexible, pliable, sensitive, submissive and obedient. Wow. Ek en Karen het ek wil amper sê ons grootste probleem in die lewe. Sê my een van die grootste probleme is met mense wat nie pliable is nie. Hulle is nie aanpasbaar nie. Hulle sal nie een tree net dit doen om aanhouds te akkommodeer nie. Hallo? Ek sien nou dink almal van wie praat hy nou? Wat het ek gedoen? Nou luister mooi, ek wil gou weer die ding lees, nou wil ek want daar's 'n stelling wat ek daarop wil maak. He does not want you to have inward conflict, struggle, jockeying for position and control between the spirit and the soul. He wants you to be flexible, pliable, sensitive, submissive and obedient. Weet jy wat is die probleem? Mense verander nie na dit toe nie. En dan kom ons in die kerk of waar ook al en ons kom in die teenwoordigheid van die Here en ons emosies word aangeraak en ons het so 'n wonderlike tyd gehad en ons gaan huis toe en ons sê die Here het beweeg. Maar weet jy wat, niks in ons lewe verander nie. En die oomblik wat jy by die huis kom, dan neem koning Saul oor. En dis nie S-A-U-L nie, dis koning S-O-U-L. Koning Siel, dan sy weer in beheer. Niks het verander nie, so jy bly unpliable. Vir hierdie rukkie wat die teenwoordigheid van die Here dalk op jou werk, is jy fine en kan 'n mens met jou ergens heen gaan. What am I saying? Maar as jy by die huis kom, is jy weer die ou self. Ons voel onsself. Who do you think you're fooling? Who let the dogs out? Bah, wah, wah. Tyd dat ons 'n paar dogs laat gaan. Hier binne hierdie goed. Hi ouens, ons kan soveel meer hê. Ons kan soveel verder wees. God het vir ons soveel meer gegee. Maar ons is bereid om te leef van die kleinste krummeltjies. Weet jy wat verwag ek nou? Ek verwag as die manifestation of sons plaasvind. Mense sê, waar is die wonders, waar is die tekens? Die probleem is, spreek jou siel aan man.
Kom en kry apostolic order in jou siel, kry jou lewe reg. Ek verwag as die manifestation of sons plaasvind en mense kom op die jy weet van hierdie goed wat ek praat en mense begin hulle lewe ordens aan, gaan ons wonders en tekens sien wat ons nie nou eers dink kan bestaan nie. Weet jy hoekom? Niks is vir God onmoontlik nie. Niks is vir God onmoontlik nie. Maar vandag moet jy vir mense preek en bedien en oor al hierdie goed wat hulle begeer handoplegging en hulle begeer 'n quick fix, maar hulle begeer nie die stadige pad van verandering nie. Van ordentlike, thorough, diepe verandering nie. Ek het laasweek vir u gesê, hulle sal al die ander pille vat, maar hulle vat nie die gospel nie. Hy Marmaak pil, onthou julle hom? Hoeveel 500 kg in 'n week? Iets. Daar's soveel meer vir ons. Ons gaan 'n dag sien, luister. Ons gaan 'n dag sien wat wonders en tekens. Hy sê these signs shall follow you. Jy gaan nie eers meer omkyk nie, man. Hoor julle wat ek sê? They shall follow you. Jy gaan nie eers weet nie. Niemand gaan die glory kry nie. God gaan die eer kry. Maar dan het ons 'n pad om te stap, ouens. Dan moet ons tot sy gelykenis kom. Matteus 21, Jesus sê vir hulle, het julle nooit in die skrifte gelees, die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. Hy het van die Here gekom en is wonderbaar in ons oë. Daarom sê ek vir julle, die koninkryk van God sal vir julle weggeneem en aan 'n volk gegee word wat die vrugte daarvan sal dra. Nou Jesus is die rots, sê die eerste vers, né? Die hoeksteen. Vers 44, en hy wat op hierdie steen val, sal verpletter word. Maar elkeen op wie hy val, die sal hy vermorsel. Die Engels praat van we will grind him to powder. Grind him to powder. Hy wat op hierdie steen val, sal verpletter word. Die Engels is daar gaan nou lees. Maar elkeen op wie hy val, die sal hy vermorsel. And whosoever shall fall on this stone shall be broken, but on whomsoever it shall fall, it will grind him to powder. Nou, God se woord sê hy sal die hart van klip uit ons uithaal. Jesus is die rots, is dit reg? Wanneer jou hart van klip, luister, op die rots Christus val, sal jy verpletter word. Broken, né? Broken, dis die sleutelwoord daar. Maar as jy aanhou om hom te weerstaan, sal jy vermorsel word. Sal jy tot powder gegrind word. It is much easier to willingly lie upon him and ask forgiveness for being wrong. When God brings correction by his word, do not despise it. Jakobus 1:21, ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red, sagmoedigheid. As jy sy woord weerstaan, is hy net so duidelik oor wat hy sal doen. Kyk hier so 1 Petrus 5. Net so met julle jongeres en die oueres onderdanig wees. Almal met ootmoed bekleed aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Wanneer jy jou wil daarop sit om op die rots te val, sal hy die hart van klip uit jou uithaal. Luister mooi, dit sal begin met die kosbare werk van gebrokenheid. Sê gou gebrokenheid. Brokenness, ons het 'n skewe idee van brokenness. Dit sal begin met die kosbare werk van brokenness. Nou, waarvoor? Wat is die doel van brokenness? Ek wil vir hierdie lees. Brokenness, kyk mooi, luister mooi, ek is amper klaar. Brokenness is to break the outer in order that you may bring forth the beauty of the inner. So as God in jou gees verandering gebring het, in die geesdeel van jou hart, die verandering gebring het, dan kom gebrokenheid sodat jy dit na vore kan bring. Luister, the issues of life are within the spirit man. It is when the release of the spirit comes
that we find the release of the power. Wol jy het vanmôre gesê, wanneer gaan die power release word, né? It is when the release of the Spirit comes, that we find the release of the power. Kyk hierso, the power is in the Holy of Holies. Kan jy sien wat 'n genius God is? Hy stel die tabernakel op, 3 dele, 'n buitehof, of wat noem jy dit, en dan die Holy of Holies, en dan wat is die middelsteen? Wat? Holy place. Okay. Hy stel sy tabernakel so op, om vir ons te sê, luister, hier's 'n prentjie van jou lewe. Hier's 'n prentjie van jou lewe. En dan gee hy vir Abraham daai storie, om vir ons te wys wat in ons binneste moet gebeur. Okay, nou kom ons gaan aan. The power is in the Holy of Holies, in jou gees, in jou gees. But it must pass through the holy place. Luister hierso, it must pass through the holy place, wat jou siel verteenwoordig, to be made manifest in the outer court. Wow, is dit nie skitterend nie? It is in Gethsemane, the place of pressure, en daar sal ons nog bykom, that we find the breaking of the vessel. Né? Hierdie skat en erdekryke, onthou julle? That we find the breaking of the vessel that will cause to pour forth the true anointing of God. Wow, is dit nie great nie? Okay, kom ons gaan aan. The more a vessel is broken, the more the presence of God comes forth, and the quicker the Spirit moves through it. Daarom kan God min doen met 'n ongebreekte mens, ongebroke. 'n Mens wat sterk is in homself, wat dit self maak. Né? We need to realize that wherever we are the dwelling place of God. Wherever we are and whatever He wants us to do, we should be on call 24 hours a day. Now, after having our souls dealt with, and any areas of resistance to the Father's will wiped out, we should be tuned into Him. Because we have fallen on the rock, at any moment we should be ready to release the flow of His presence. All of this comes, luister, through the saving of the soul. All of this comes. As jy nie by daai punt kom, as jy nie by merismos kom nie, ek wil nou iets sê, maar asseblief moet nou nie aanstoot neem nie. Ek wil dit nie lelik sê nie, maar ek wil dit sê in die lig van alles wat ons al geteach het. As jy nie by die merismos kom nie, is jy onbruikbaar. Hoor jy wat ek wil sê? Dan bedrieg jy jouself. Dis waarvoor brokenis is, dat daai skat van binne af kan kom deur jou, wat Christus is, né? When your soul is saved and in cooperation with the Spirit, He loves to see God move in your life. Die siel sal saamwerk met die Gees vir God om deur jou lewe te werk. It is only after your soul gets saved that you truly understand what it is to love yourself. You cannot love yourself before the soul gets saved. The soul man is disgusting to be around. Ek het al in ouens se teenwoordigheid gewees, maar weet jy, dit is so 'n klomp vlees. In die naam van die Here, laat ek liewer my kar vat en ry. Dis seriously so. Okay, to truly love yourself is to love the work God has done in your soul and to appreciate the subservient role the soul now has in your life. Kyk nou hierso, belangrik, gooi gou so een. The soul becomes a channel for the Spirit to flow through, rather than an obstacle for Him to have to overcome. Ek dink dis 'n verskriklike belangrike stelling. As jy dit skryf, probeer dit neerskryf. The soul becomes a channel for the Spirit to flow through. So hy word die medewerker van die Gees. The soul becomes a channel for the Spirit to flow through, rather than an obstacle
for him to have to overcome. Jy gaan nie meer hierdie stryd hê van die heeltyd die siel moet onderdruk nie. Hy gaan saamwerk as hy chimerismos is. Hoor julle wat ek sê? As hy deur die proses is en hom op sy plek gesit het, daarom het Dawid gesê, hoor jy ou sielietjie, wat is jy onrustig in my? Jy's mos nou uit lyn uit en jy weet dit. The soul becomes a channel for the spirit to flow through rather than an obstacle for him to have to overcome. Luister mooi my broeder en suster, luister vreeslik mooi. In 'n gemeente, in enige groep wat sê hulle is namens die Here in aksie, enige groep wat sê hulle is wedergebore, maak nie saak wat nie, in enige groep kry jy hierdie twee mense. Die een wat the soul is a channel for the spirit, en die ander groep is the soul is an obstacle to overcome. Die siel is in die pad van die gees en hy keer alles wat God wil doen, en met die ander ou is die siel in submission en sy siel werk saam met sy gees. Hy's chimerismos. En hierdie ou het al ewig hierdie stryd en hy sit in die kerk, maar sy huis het lankal geval. Ja. Al plek waar hy nog is op die kerkraad. Dis net 'n grap, hoor. Verstaan nie wat ek wil sê? Hierdie goed is in die kerk, ouens. Hierdie goed is in die kerk. Ons praat gisterand van 'n sekere geval wat ek gehoor het nou van in hierdie tyd, waar iemand wat die Here regtig gedien het, is geweldig geopeneer en uitgeskuif uit prestasies in die lewe uit deur iemand wat deel is van 'n sekere organisasie, wat hulle professor iewers somewhere toe bef iets van die Here af. Maar toe sê ek vir ons praat oor die ding en ons sê, hoeveel van hierdie ouens, hierdie bose goed, sit in leierskap in die kerk van Jesus. En ek praat van Pinksterkerke. En daarna, praat nie van voor dit nie, ek het nie 'n verwysing daarna nie. Maar ek praat van in Pinksterkerke word die kerk en die gang van die Heilige Gees sogenaamd baie keer geroel deur die siel, waarin hierdie bose goed in beheer is. Hoekom moet dit so wees? Let's clean the body of Christ. En jy clean the body of Christ deur die ingeplante woord. En jy clean die body of Christ deur hierdie goed te preek. Baie van hierdie soort ouens loop. Want hy is te hoog in homself en hy wil aan sy posisie vashou en sy siel is in beheer en hy kan dit nie handle nie. Ons moet chimerismos word. Hoor jy wat ek sê, my broeder en suster? Ons moet chimerismos word. Ek wil daai sin weer lees. The soul becomes a channel for the spirit to flow through, rather than an obstacle for him to have to overcome. En dan die laaste een wat ek mee begin het. Leer my Here u weg. Ek sal in u waarheid wandel. Verenig my hart. Verenig my hart. Here, laat my hart, my siel en my gees weer by mekaar kom. Nadat u hom geskei het deur die merismos, deur die proses van skeiding, Hebreërs 4 vers 12, en my gewys het wat 'n siel en gees, en ek dit korrekteer deur die inplant van die woord, bring hulle weer by mekaar, en laat my siel 'n channel wees, deur brokenis, waardeur die krag van die gees kan vloei. En dan sal ek die manifestation of Christ wees. I'll be part of the manifestation of the sons of God. Ouens, dis die pad wat voorlê vir die kerk. We have to come. Ons moet kom tot by die gelykenis aan die beeld van die Seun van God. Ons is daartoe verordeneer. Ons het nie 'n ander keuse nie. Ons het nêrens anders omheen te gaan nie. Ons eindstasie is gelykvormigheid aan die beeld van die Seun van God. So hoe lank gaan jy nog poer? En jou tyd mors en met ander goed jou besig hou as wat jy hierdie ding pursue. Jy moet die inplanting van die woord moet jy begin pursue.
Dis net die ingeplante woord, het ons laasweek gesê, wat jou siel kan red. Net die ingeplante woord. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die woord vanmôre. Here, dankie dat ons kan weet en kan ervaar, hierdie goed is life. Hierdie goed is die lewe. Dankie Here, dat U ons nie net in die Nuwe Testament 'n klomp teaching kom gee nie, maar U het vir ons vooraf prentjies gewys, sodat ons vandag kan terugkyk en sê, this is that. Hierdie is waarvan daar gepraat is, toe God met sy volk opgestel het as 'n voorbeeld vir ons. Here, ek wil vanmôre bid dat ons hierdie woord sal embrace, sal omarm, dat ons brokenness sal omarm, Here, dat ons dit ons eie sal maak, sodat die siel, dat ons siel 'n kanaal kan word vir die Gees, om die krag en die beauty van Christus na vore te bring. Want dan sal ons kan sê, it's no longer ego that lives, maar dis Christus wat sou hy deur my lewe. Hoe begeer ons dit, Here? In sy volheid. Begeer ons dit met alles wat ons het. Vader, bring ons daar is ons gebed. Gee vir ons die dissipline en die gehoorsaamheid om God se woord in te plant. In Jesus naam, en ons dankie daarvoor. Amen. Amen.